Hierdie was baie snaaks. Kom ons begin met hierdie skoolgrappies. Hoeveel van julle het al in die afgelope 20, 30, 40, 50, 60 jaar vanuit jy laas op skool was gedroom oor die skool? Hier sit 'n klomp oud onderwysers en ons het klomp onderwysers in ons gemeente. Daai drome is nooit lekker nie. Ek droom nou die dag oor die wiskunde klas. Dit was 'n verskriklike droom. En nee, ek het matriek wiskunde, maar ek sê dit was 'n verskriklike droom. In elk geval, hierdie is baie snaaks. So, alright, kom ons kyk gou hierna. So Harold vra nou vir die onderwyser, sou meneer my straf vir iets wat ek nie gedoen het nie? En die onnie sê, maar natuurlik nie. En Harold sê, wel goed so, want ek het nie my huiswerk gedoen nie. Die onnie sê, ek hoop, ek het jou nie sien afvloer op Danie se vraestel nie. Janie sê, ek hoop ook nie so nie. As jy hier besoek by ons, welkom, is 'n wonderlike familie, ons lag graag saam, ons huil graag saam, ons bid graag saam, kerk moet lekker wees. So die ma vra vir Janie, en hoekom het jy so 'n lae punt vir die toets gekry? En Janie sê, wel, dis as gevolg van afwesigheid. En die ma sê, was jy dan afwesig gewees vir die toets? Janie sê, nee, maar die ouetjie wat langs my sit was. Hierdie is nou grappies wat julle vir my stuur, hoor. Wil julle nog een of twee doen? So Sylvia vra vir haar pa, kan pa nie donker skryf? En die pa sê, ek dink so. Wat wil jy hê moet ek vir jou skryf? En Sylvia sê, pa se naam op hierdie rapport asseblief. Ja, dis baie snaaks. So wat 'n voorreg om te kan lag. Alright, kom ons doen nog so twee. Hier so 'n klomp van hulle. So die onnie vra, hy sê, wat het ek as ek 7 lemoene in die een hand het en 8 in die ander? En Jan sê, vrek groot hande. Die onderwyseres vra, en al julle juffrouens, julle moet nou dit net geniet, hoor. Die onderwyser vra, watter tyd is ek is aantreklik? En nou Koos sê, die verlede tyd. Die onnie vra, Gert, waar is Swyse-Reineke? Gert sê, ek weet nie meneer, hy's nie in ons klas nie. Hierdie is regtig baie snaaks. Alright, kom ons doen nog een. So die onnie vra, as jy R6 in jou sak het, en jy verloor R1, wat het jy dan in jou sak? En nou Piet sê, 'n groot gat meneer. Wie van julle het Woensdag aand se uitsending geluister, gekyk? Was verskriklik snaaks. En daar het 'n salwing van vreugde en blydskap oor ons gekom. My vrou was sommer terug in April gewees. En soveel mense is aangeraak in hulle huise. Ons het soveel getuienisse wat inkom nou oor hierdie reeks. En deel daarvan is ook vreugde. Want kyk, as die vyand jou op 'n plek kan kry waar jy nie vreugde het nie, luister gou mooi, dan word jy depressief. Weet jy hoeveel mense beraad ek wat sukkel met depressie? Ons sê dit met groot meegevoel, ons help met liefde, maar een van die probleme is, jy het jou blydskap verloor. Die godsdienstgees haat blydskap. Jy moet hoor hoe val mense blydskap aan as mense in die kerk lag. Dis nie 'n plek om te lag nie. Dis juis 'n plek om te lag. Die godsdienstgees het vir jou gelieg, jy het so groot geword. Jy moet vroom wees en jy moet skielik 'n ander stem hê. Wat 'n klomp snert. Godsdienstgees. En ek het nie beplan om hierdie te sê nie, maar dis 'n profesie.
As jy vinniger by jou deurbraak wil uitkom, moet jy oopmaak vir die vreugde van die Here. Want vreugde gaan jou vat, luister mooi, na nuwe dinge toe. In jou huwelik, hoor hoe profeteer ek, vreugde gaan jou vat na 'n nuwe atmosfeer in jou huis. Dis nou die lieflike Heilige Gees, dis die gees van profesie. Vreugde gaan jou vat na 'n nuwe vlak by jou werk. Jy gaan opstaan in die oggend en sê, ek sien uit na die dag. As jou vreugde verloor, raak jy krities. Dis die ouens wat altyd krities is en mense aanval, vind altyd fout met alles. Jy het jou vreugde verloor. En daarom wil ek vir julle sê, die kerk is 'n plek waar jy jouself kan wees. Hier kan jy lag. Hier kan jy huil. Hier gaan ons saam jou bid. Dit is 'n lekker plek, dit is 'n familie. Jy kan jou vriende en familie in vrymoedigheid hiernatoe bring. Hier gaan hulle geseënde woord ontvang. Wonderlike aanbidding. So, ontvang dan ook jou deurbraak wanneer dit kom by vreugde. In Jesus naam, dankie Here vir u stem. Lig net jou hand, sê ek ontvang die woord van die Here. Baie interessant, hierdie is deel van hierdie profesie, is dat die Bybel sê die Here Jesus was gesalf met vreugdeolie, meer as sy metgeselle. Dit beteken meer as sy tydgenote, meer as hulle wat saam met hom was. As vanmôre mense wat so hartseer is, mense wat so sukkel met angs, mense wat so sukkel met depressie, ons bid vir hulle met meegevoel, maar hier is jou woord, voor ek nou aangaan met hierdie reeks, vra die Here vir vreugdeolie. Dit gaan jou verhoudings help. Sê saam met my, sê die vreugde van die Heilige Gees maak alles beter. Dis profesie, ek het niks daaroor geskryf, dit is wat die Here nou sê vir ons almal. Toets dit. Ek dink, ek moet eerlik wees, ek dink baie keer neem ons onsself te ernstig op. En as jy weer kyk, is die lewe verby. Lag meer. Kyk sommer vir jouself in die spieël en lag vir jouself. En dan sê jy sommer vir die duiwel, ek lag in jou gesig ook. Vanmôre praat ek met jou oor verwag jou deurbraak. En hierdie reeks gaan so wyd, ons wil graag hê jy moet getuig, as mense wat nou in ander dorpe en ander stede is, skryf sommer op die live, kom met jou getuienis. Ons het hierdie week hoeveel getuienisse ontvang, sedert ek hierdie reeks begin bedien het, oor deurbraak. Micha 2 asseblief, is 'n baie interessante boek, 7 hoofstukke, die boek Micha. Ek lees net een vers, en dit is waar Micha profeteer oor deurbraak. Jy gaan nou sien hoe mooi pas dit in by my reeks. En hy sê, die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek, en daardeur uittrek. En hulle koning sal voor hulle uitgaan, en die Here heeltemal vooraan. Hierdie is 'n wonderlike profesie. Ek wil net gou vir jou 'n bietjie agtergrond gee. Die boek Micha was geskryf plus minus so 700 jaar voor Christus. Plus minus 700 tot 740 jaar voor Christus. As jy die boek Micha later by die huis wil lees, nie nou nie, jy moet nou mooi luister. Dan sal jy sien, die Here het hom opgewek as 'n profeet om die volk te waarsku. En te sê, kry klaar met julle sonde, kry klaar met julle verkeerde dinge, kry klaar met julle losbandigheid, kry klaar met julle ongeregtigheid. Hy sê, want as julle nie gaan stop met dit nie, hoor nou hier, dit is steeds relevant vir enige land vandag. As julle nie gaan ophou met dit nie, gaan daar oordeele kom.
Ons is nou in 'n tyd waar mense nie die woord oordeel wil hoor nie, want hulle glo nie aan dit nie. Want mense sal net sê, nee, is net genade, daar's nie oordeel nie. Nee, God is steeds die regter. Kom dat ek jou mooi help. God is steeds die regter. En ons gaan almal voor hom alleen staan. Ons kan nie, wanneer mense net heeltyd verkeerd doen, net sê, ag moenie worry, genade, genade. Daar is genade, dit beteken almal kan nog gered word nou. Die Here wil graag almal red. Maar jy moet nie genade verkeerd verstaan nie. Dit beteken nie jy kan aanhou in jou sonde nie. Want genade het die duurste prys betaal, nee, genade is Jesus. Maar vir sonde is daar ook 'n gevolg, en dis iets wat jy nou nie baie meer hoor oor gepraat word nie. Want mense hou nie daarvan. Die waarheid is, ons het almal 'n redder nodig. Kom aan, ons het almal nodig dat die Here ons begenadig. Kan jy amen sê? Ons het almal nodig dat die Here ons red. Maar net so moet mense steeds hoor vandag, luister, jy kan nie aanhou met hierdie goede nie. Jy moet toelaat dat die Here jou red, vergewe. Ja, ons maak almal foute. Maar ons moet luister na die woord. Dit beteken ons moet bekeer, ons moet omdraai. Selfs die Christen moet gereeld bekeer. Kyk gou vir my. Wanneer jy 'n fout maak, maak nie saak wat dit is nie, dan moet jy bekeer, jy draai om. Kyk mooi. Dis nie net die big 5 nie. Ek noem dit die big 5. Jy weet, party ouens klassifiseer sonde as die big 5. Jy moet nie drink nie, wat is daar nog? Jy moet nie rook nie. Nie dobbel nie. Ensovoort. Nee, daar's baie dinge wat verkeerd is, maar dank God vir sy genade. En wanneer jy 'n fout maak, dan bely jy dit en jy moet dit laat staan. So jy draai heeltyd om. Jy draai jou rug op dit wat verkeerd is. En hier profeteer hy nou vir Israel en sê, julle moet ophou. Julle moet ophou met hierdie verkeerde goed. Die Here waarsku julle, hy's lief vir jou. Jy sien, daai boodskap is steeds dieselfde. In die Nuwe Testament het Christus nou gekom, hy's genade, en almal kan nou gered word. Almal kan nou vir ewige lewe. As ons hom net aanneem en hom 'n kans gee. En hy waarsku toe vir hulle en sê, as julle nie gaan omdraai nie, gaan daar oordeele kom, en julle gaan uiteindelik in ballingskap weggevoer word. En wat het gebeur plus minus 4-25 jaar na Micha? Toe was Israel ingeval. So ek gee net vir die agtergrond oor hierdie besonderse boek. Maar nou kom hy hier en hy profeteer en hy sê, maar die Here wil julle help. En dit is so goed soos ek sê nou vir Suid-Afrika oor en oor. Suid-Afrika, bekeer jou. Dis hoekom ek nou gesê het wat ek gesê het. Bekeer jou. Die Here is lief vir jou, maar jy moet omdraai. Is jy met my? Dis so goed jy sê vir jou kinders, ek is so lief vir jou, maar jy moet nou ophou met hierdie. Hoekom maak ons dit moeilik? Ons leer aan ons kinders maniere van kleins af. Het tyd groot geword, nou nog die maniere nie. Kyk mooi, bekeer is draai om. En hy sê vir die volk, maar God wil julle seën. En hy gee hierdie profesie, ek lees dit weer, kyk daar, die deurbreker, dis die Here, sal optrek voor hulle uit, hulle sal deurbreek, deur wat? Deur die vyand, deur hulle omstandighede. En hy sê die Here is heeltemal vooraan julle, met ander woorde, God is met ons. Nou, hier is 'n wonderlike woord vir jou oor deurbraak. Ek het vandag vir jou goeie nuus. Die Here loop voor jou. Okay, so ons moet dit glo vanmôre dat hy die deurbreker is. Jy kan die eerste deel gaan kyk en ek het vir jou gewys, een van sy name is, hy's die Here van deurbraak. Hy word genoem die deurbreker. Nou sê hierdie saam met my, sê die Here gaan vir my deurbreek. Luister mooi wat ons verklaar, sê ek gaan met die hulp van die Here ook deurbreek. Sê saam met my, sê ek met die hulp van die Heilige Gees
is soos my koning, 'n deurbreker. Kom aan. So hy sê die Here, jou koning is voor jou. Omtrent voel ons, ek weet nie hoe gaan ons ooit die deurbreek nie. Die goeie nuus is, die Here is die deurbreker. Hy doen die onmoontlike. So hy sê vir Israel, ek waarsku jou, hou op met hierdie goede. God wil jou seën, hy wil hê jy moet deurbreek. Daar's altyd wonderlike beloftes, dis die jaar van belofte. Kyk wat sê die 2020 vertaling, dis 'n baie mooi vertaling. As julle nie weet nie, daar's 'n 2020 vertaling, met ander woorde 5 jaar terug, onlangs. Hy sê die een wat deurbreek gaan voor hulle uit. Hulle breek deur en gaan deur 'n poort. Hulle gaan daardeur uit. Hulle koning gaan voor hulle uit en die Here is op die voorpunt. Is dit nie mooi nie? Ek wil net iemand bemoedig vanmôre. Jy voel dalk, wanneer gaan jy ooit deurbreek in hierdie omstandighede? Ek dink jy moet so bietjie meer klem lê op die feit dat die Here vir jou gaan deurbreek, dat die Here enigiets kan doen. Kom aan, dat daar by hom niks onmoontlik is nie. Kom aan, kry die woord. Die Here gaan dit doen. Sê vir jou langs jou, hou op worry, die Here gaan dit doen. Die Here gaan dit. Hierdie is so mooi boek, Micha, hierdie is so mooi, dis die klem hier is op, hy's die deurbreker. En jy moet al die dele gaan luister, as jy sien hoe ek jou verduidelik, die verskillende name. Maar hier wys hy dit weer, hy sê die Here breek vir sy volk deur. Jy is vanmôre siek en jy sê ek bid en ek vas en niks gebeur nie. Ek sê nou vir jou, Jesus is die geneesheer, hy gaan vir jou deurbreek, kom aan. Jy is vanmôre in finansiële probleme, jy sê ek is 'n 10de betaler. As jy dit kan sê, kan jy op die woord van God staan en sê, Here, u woord sê, u sal die vensters van die hemel oop. Sien, as jy nie doen wat die woord sê nie, het jy nie vrymoedigheid om op die woord te staan. Maar jy wat vanmôre sê, mag die Here my skuld vrymaak. Ek is hier om saam met jou te stem. Vat dit nou. Mag die Here vir jou deurbreek. Kom aan, mag die Here vir jou familie deurbreek. Lig jou regterhand, sê die Here is my deurbreker. So, haal so 'n bietjie die fokus van jouself af, want jy sê jy sukkel met iets. Hy verstaan, want ons is vlees en bloed. Sit die fokus op hom. Micha sê dit so mooi, profeteer en hy sê vir die volk, die Here gaan vir julle deurbreek. Hy verduidelik dit vir hulle as profeet, hy sê, die Here gaan voor julle uittrek. Hy gaan met julle vyande deel, met ander woorde. Hoeveel van julle was al in 'n situasie waar jy weet nie hoe jy hierdeur gaan kom nie. Kom aan, ons almal. En ek voel ek praat met baie sulke mense vanmôre. Ek wil vir jou sê, die Here is die God van deurbrake. Kom aan gemeente, vat die woord van die Here. So, weet jy wat doen ek vanmôre? Ek maak jou vry. Die salwing is so op my. Ek haal daai las van bekommernis van jou af. Want jy kan nie, maar hy kan. Kom aan, ons kan nie, maar hy kan. Ja, hy wil hê ons moet soos hy wees. Dis hoekom ek ons laat verklaar het, ons moet ook deurbreek soos hy deurbreek. Luister hierdie hele reeks, ons gaan aan tot volgende Sondag. Hy is die deurbreker. Hy sê vir sy volk, met ander woorde, as ek dit opsom, ek is so lief vir julle, draai om, kry klaar met die goed wat nie reg is nie, want ek wil julle seën. Dis presies dieselfde. Suid-Afrika, ek is lief vir jou, ek wil jou seën met herlewing. Ek wil julle ekonomie seën. Luister mooi, ek wil julle seën op alle gebiede. Draai terug na God toe, draai om. Kom aan, dis die woord, draai om, bekeer jou. Hy sê dit steeds. En nou kan ons sê, maar Christus het klaar die prys betaal, so daar's nou vir ons almal redding. Kom aan, daar's vir ons almal genade. Draai na iemand anders toe wat meer spontaan sê, daar's genade vir jou. Kom aan, daar's genade vir jou. Jy sê, pastoor, jy ken nie my kind nie. Wel, ek wil vir jou sê, Jesus ken hom. Jy sê, ek ken nie my man nie. Wel, Jesus ken hom.
Nou preek ek. Jy sê, ek ken nie my ou vrou nie. Wel, Jesus ken haar. Miskien moet jy ophou met die ou. Jy praat haar oud. Stop dit, sy lyk al oud. En die Here sê vir my, alright, praat vanmôre oor, verwag jou deurbraak. Ek het nou gepraat oor, ontvang het in geloof. Jy moet dit gaan luister. Jy ontvang het in gehoorsaamheid. En dan praat jy dit, en vanmôre is ek by jy verwag dit. So, wanneer laas het jy 'n vrou gesien wat verwag? Almal van ons wat kinders het, verstaan hoe werk hy proses. Ek meen, alles verander aan haar. Skielik is daar meer hormone betrokke. Skielik is daar cravings in die nag. My vrou wil spookasem hê 12 uur in die nag. En sy sê, sy wil dit nou nog hê. En dis die waarheid. Sy het 'n soet tand. Spookasem. Daai jare. Ek sê, dis die laaste keer dat jy my nou 12 uur in 1 uur in die nag. En Here, vat sommer net die craving weg. Alles verander wanneer 'n vrou swanger is. Hulle loop anders, hulle sit anders, hulle lê anders, hulle lyk anders. Jy moet nie na pad wees nie, sy is geïrriteerd. Sy eet nou vir 2. Alhoewel my vrou, sy het so mooi gelyk. Verwagtend. As ons deurbraak verwag, dan gaan ons ook anders moet raak. Dis te mooi. Jy gaan anders moet praat. Kom aan, laasweek se woord. Jy gaan dit moet ontvang. Jy gaan anders moet wees. Jy kan nie langer praat soos die wêreld. Jy kan nie langer dink soos die wêreld. Jy kan nie langer 'n negatiewe wees. Jy moet lyk soos iemand wat verwag. Sit jou hand hier. Sê ek verwag my deurbraak. Sien? So jy gaan anders moet wees. 'n vrou wat verwag is anders. Weet jy wat, daar's saad in haar gedeponeer. God het hierdie ding gemaak, pragtig vir 'n man en vrou, sodat daar 'n kind gebore kan word. Weet jy wat doen ek nou? Ek saai saad. As God se boodskapper, ek saai saad. Ontvang dit in Jesus naam, ontvang jou deurbraak. Sien jou werk dit. So ek wil oor jou iets profeteer, hoor hoe mooi is hierdie, wat die Heilige Gees vir my wys. Ek bid saam met soveel paartjies, ek trou 'n paartjie hierdie week ook. Maar jy kry baie vrouens wat nie swanger kan word nie. Baie keer is dit die man se probleem, spermtelling is te laag, dan moet ons vir hom bid en ons moet hom 'n bietjie vitamiene injaag. Baie keer is die probleem by die vrou, sy is onvrugbaar. Daar's 'n mediese kondisie. God is my getuie, ons het soveel getuienisse, die Here Jesus kry al die eer, storie op storie op storie, van waar dokters gesê het, dis onmoontlik, die kinders is klaar gebore, een na die ander een, dis wonderwerke. Een ginekoloog het vir my gesê, pastoor, dis onmoontlik, ek werk met die goed elke dag, sy luister dalk nou na my, sy volg my, kind is klaar gebore. As God besluit om jou te seën, wie kan hom keer? Wil jy nie net vanmôre sê, ek verwag my deurbraak, kom aan, ek verwag het. Maar kyk gou hier. Kom ons sê die man is nou gesond. Luister nou mooi, is wonderlike goed hier. So alles is nou reg en hy bring sy kant met sy vrou. Maar daar's fout by haar. Gaan sy nie swanger word nie. Is julle met my? So sy het hulp nodig of sy het 'n wonderwerk, sy het 'n deurbraak nodig. In die gees werk dit net so. Ek kan vanmôre die wonderlikste saad saai as jou pastoor vir jou preek. Maar as jy nie 'n vrugbare hart het nie, ek bring vir jou openbaring. As jy nie 'n vrugbare gedagtes het nie, weet jy wat gebeur? Jy hoor die woord, maar jy vat nie. Jy word nie swanger nie.
Vra vir enige getroude paartjie wat 'n baby wil hê. En hier's baie van hulle. Kyk net hierdie kant, hier, net ruk terug het ek 'n tweeling geprofeteer. Hulle is hier, sy wil nie eens meer vir my kyk nie. Baie vrugbare kerk hier. Maar ek onthou Therese altyd gemaak, want jy weet, daar's nou 2 dae en besonder 3 dae wat die man sy kant moet bring, né? OK, wanneer die vrou op haar vrugbaarste is, né? Die Here het dit so gemaak. Alright. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy kan toelaat dat die Heilige Gees jou hart vrugbaar maak. Kyk nou mooi. Want die woord wat uitgaan is, ek soek Afrikaans, maar dit is te stadig, ek het die woord potent. Die woord wat ek bedien is gesalfd, is potent, is sterk. Ander woorde, die saad wat gesaai word is kragtig. As nie fout by die saad wat gesaai word, is julle almal by my, hoor jy hierdie mooi openbaring. Maar hoekom word die vrou nie swanger nie? Wel, miskien is daar een of ander probleem, dis net my illustrasie. En soos ek gesê het, God gee kinders, hy doen wonderwerk, maar geestelik wil ek vanmôre vir jou wys. As daar 'n verstellingkie nodig is, sit jou hand in jou eie boesem en sê, Here, maak my vrugbaar, ek wil ontvang. Want daar's nie fout by die woord nie, kom aan, die woord is kragtig, die woord is gesalfd. Ek saai die woord, so ek wil hê, jy moet swanger word, met wat? Met jou deurbraak, kom aan, verwag jou deurbraak. Hoor jy, mooi is dit? So, as ek hier amen sê vandag, dan vertrou ek die Here dat almal swanger is. Ons praat nou van geestelik. Party vrouens wat draai gou na iemand toe en sê, verwag jou deurbraak, kom, verwag. Kom ons sê nog iets, draai nou iemand anders toe, werk asseblief saam, sê, mag jy swanger word met 'n deurbraak, kom aan, mag jy swanger. Halleluja, ontvang dit in Jesus naam. Jo, die salwing is kragtig hier. Ek weet nie of van julle dit kan beleef nie, maar die plek raak swanger, kom aan, met sy heerlikheid. Sy woord is hier. Sy woord is hier. Sien, die fokus is nie op ons nie. Micha sê, hey, die Here trek voor julle uit. Die Here is julle deurbreker. Lig jou hand op en sê, Here, maak my vrugbaar. Sê, Heilige Gees, help my om die saad te ontvang in Jesus naam. Maak my swanger, kom aan, met deurbrake in Jesus naam. Sit jou hand net so liggies op iemand naby jou, voor jou, agter jou, sê, vat nou in Jesus naam. Kom aan, vat nou, kom aan. Ek hoor wat Afrikaners praat so, daar vat hy nou, as hy 'n vuurtjie aansteek. Nou, ek het nou net die woord gepreek, ek sê, daar vat hy nou in Jesus naam. Kom aan, daar vat hy nou in Jesus naam. En, nou terug na my storie, as jy swanger is, wat gebeur? Jy praat anders, jy lyk anders, jy eet anders. Jy dink anders, want jy sien net daai baby, jy begin klaar die kot verf en in geloof begin jy die kamer reg kry en jy koop doeke en jy moet baie koop. Want jy's verwagtend, jy's anders. Mense om jou is anders, want ons moet net nie seer kry nie. Ek was so versigtig. Ek meen, sit mooi. Hoekom? Want my saad, my baby is binne. As jy so voel oor jou deurbraak, gaan jy die woord wat jou pastoor bedien begin beskerm, begin oppas. Jy gaan sê, dit wat hier bedien word is potent, is kragtig, is heilig, is mooi, is geseënd. Ek pas dit op. Want weet jy wat doen die vyand? En dis 'n preek vir 'n ander dag. Die gelykenis van die saaier. Die eerste ding wat hy doen is hy steel die saad na 'n diens uit jou hart uit. Ons kry mense na 'n goddelike diens. Ek wil net begin sit, net 'n bietjie rus. En dan hoor jy die goed wat mense sê en aanvang. Dan dink ek, jy was nou net onder die woord. Dit beteken, jy's nie vrugbaar nie.
Dankie Heilige Gees. Geniet julle die woord. Dit beteken jy's nie swanger nie, jy het nie gevat nie. Hierdie saad wat ek gesaai het, jy het dit nie ontvang nie. Dis soos, jy hoor hierdie fantastiese woord, en wat die vyand doen, jy gee vir hom kans, boem, hy steel dit uit jou hart uit. Vir die geringste dingetjie daar by die huis, skielik is daar konflik, of jy beklei, of iets gebeur, en daar laat jy toe dat die duiwel die saad uit jou hart steel. En as daar nie saad in jou is nie, kan jy nie swanger word nie. Ek bid dat jy jou deurbraak sal verwagtend raak, anders raak. Beskerm die woord, praat mooi, beskerm jou denke. Wees versigtig as jy uit die diens uitgaan, want die vyand probeer die saad steel. Wees versigtig as daar enige negatiewe gesprek is. Nee, dankie, ek het nou net die saad ontvang. Halleluja. Ek is swanger, prys die Here. En wat gebeur na die swangerskap? Na 9 maande. Vind daar geboorte plaas. En dit is 'n storie op sigself. Net God kan dit doen. In die gees bid ek dat daar baie geboortes van deurbrake en wonderwerke gaan plaasvind. Ek bid dat elke belofte van die Here, kom aan Word and Spirit, vir jou lewe in vervulling sal kom, en ons gee die Here sommer nou al die eer. Kom aan, gee hom 'n lofoffer. Kom aan, gee hom al die eer. Dankie Here. Alright, moet nou nie, ek hoor nou nie Gees iets, moet nou nie by die huis kom en vir jou vrou sê, jy is swanger, so jy moet nou meer roomys eet, nie. Nee, jy moet daai eet, my broer. Geestelike swangerskap. Amen. Halleluja. Ek sluit af, ek het nog nie eens by my notes gekom nie, maar kom ek noem 'n paar goed. Maar hier is die openbaring, vat dit. Pas op dat jy nie, dankie Heilige Gees, jou onvrugbaar maak deur gesprekke van familie, skinder, kwaadpraat. Jy gaan jou onvrugbaar maak. Dankie Heilige Gees. Pas op dat jy nie jouself ontneem van 'n swangerskap in die Gees. Labo satalababakaya. Die Here sê, wees versigtig dat jy nie die saad wat so getrou gesaai word in hierdie huis met salwing aborteer nie. Want die saad is kragtig, die woord is kragtig. Hoekom is dit so dat party nie swanger word? Hoekom is dit so dat party nooit geboorte gee aan wonderwerke nie? Want die woord word gesteel by jou. Maar jy laat dit toe. Vat weer so 'n bietjie in jouself. Sê ek pas die saad op. Kom aan, praat hard, sê ek pas my saad op. Ek pas die saad van die woord op. So wat doen jy as jy swanger is? Wat doen jy as jou vrou swanger? Jy pas haar op. Jy koop vir haar spookasem. Jy maak seker sy val nie. Jy sien? Mag die Here ons help, dat ons hierdie openbaring ons eie maak. Moenie vanmiddag in 'n gesprek skielik jou saad prys gee, God se woord prys gee, die belofte van die deurbraak prys gee, omdat jy negatief is. Omdat jy krities is. Is julle met my? Ek sien uit na baie geboortes, sê amen, baie. Kom maar, lig jou hand en sê, ek verwag my deurbraak, ek verwag. En daai kind vir wie jy bid, en jy sê, pastoor, het lyk of het onmoontlik is, ek sê nou vir jou, menslik is dit dalk onmoontlik. Maar Micha profeteer, en ek profeteer saam met hom, die deurbreker sal vir jou deurbreek. Die Here sal voor jou uittrek, halleluja, by God is niks onmoontlik nie. Nie ek en jy nie, maar hy.
Right, hier is my notes. As jy dit wou hê, want ek moet al mense. Dank God vir openbaringskennis. Dank die Here vir geesvervulde woordbediening, die salwing van die Heilige Gees breek elke juk vanmôre in hierdie plek. O, Here, ek spreek genesing, vat dit nou oor jou liggaam in Jesus naam. Jy vra nie hoe nie, jy vat dit. Kom aan, soos ek jou nou mooi verduidelik het. Jy sê ek is vrugbaar, hoe? In geloof. Sodra jy ongeloof praat of negatief praat, is jy onvrugbaar. Wanneer die woord gesaai word, vat dit, sê ek vat in Jesus naam. Ek word swanger. In Jesus naam. Skryf hierdie neer as jy wil gou. Micha beteken, ek het net vir interessantheid hier neergeskryf, wie is soos die Here? Dis wat die naam Micha beteken. En vanmôre sê ons, wie is soos die Here? Kom aan, wie kan wonders doen soos hy? Wie kan deurbrake doen soos hy? Here, ek kan nie, maar U kan. En as jy weer bid oor daai saak wat so onmoontlik lyk, haal jouself so bietjie uit, want jy bring ongeloof in die prentjie. Die deurbreker kan. Interessant dat Jesus die deurbreker genoem word. Dis hy. Die Here van die leerskare, Jesus, is die deurbreker. Maar dan eindig hierdie profesie en hy sê die Here en die koning, jy kan verskillende vertalings lees, dit gaan oor, hy is, jy kan sê die koning van die volk ook, maar hy is koning van ons, hy is Here en hy trek voor ons uit. Nou, as jy dink aan, wie van julle het al hierdie oorlogstories gekyk? Ek hou nogal van dit. En as jy nou verstaan hoe hulle in sulke rye gestaan, en gewoonlik, waar is die koning in 'n oorlog? Hierdie is goed, dis nie my notes, dis nog Openbaring, luister, waar sit hulle die koning, want hulle beskerm hom, waar is die koning, is hy heel voor of heel agter? Heel agter, en hy gee die bevele vir die generale, en hulle is in rye, as hulle iemand wou doodmaak, dan sê die koning, of vir die generaal, sê die oukie heel voor, want dan sê hy in die geveg heel voor. Maar raai wat sê die Bybel, waar is ons koning? Hy is heel voor. Kom aan, draai net na iemand anders toe en sê die Here is voor jou. Hy is voor jou. Yes, is dit nie mooi nie? Die Here is voor my. Die Here trek voor my uit. Halleluja. Hy is die deurbreker. Hy kruip nie weg. Sê hy, julle moet nou maar eers probeer. Nee, hy is heel voor. Alright. Probeer 'n landingsplek soek. Skryf hierdie gou neer, God breek deur elke hindernis wat jou terughou. Jy sal weet wat dit is. Is dalk 'n huwelik, is dalk 'n kind, is dalk siekte, is dalk jou werk, wat ook al. Skryf hierdie neer, hy open deure wat niemand kan sluit nie. Ek het hierdie neergeskryf spesiaal vir jou. Neem 'n foto, skryf dit neer, deel dit met jou familie, deel dit met jou kinders. Halleluja, en dan leef met verwagting. Dit beteken jy staan op in die oggend en sê ek verwag my deurbraak. Ek verwag my wonderwerk. Okay, weer eens 'n vrou wat swanger is. Het ons iemand hier, is die enige meisie wat swanger is? Is hier iemand wat ons swanger moet kry? Die man moet sy kant bring, maar ek sal bid. Net eers getroud wees, hoor. Jy lyk anders. Jy kan nie vir my sê, jy verwag jou deurbraak, maar jy is hierdie pessimistiese persoon. Die vrou wat swanger is, lyk anders. Almal sien sy swanger. So as ons dan swanger is, met sy woord, met die deurbraak, moet ons anders wees. Ons moet gesprekke positief beïnvloed.
As ons in plekke instap, dan verander ons die atmosfeer. Leef met verwagting, word wakker met 'n verwagting, gaan slaap met 'n verwagting. Sê ek gaan nou heerlik slaap en die Here gaan met my praat deur goddelike drome. En sommer terwyl ek slaap, bless mense my, prys die Here. Terwyl ek slaap, word daar sommer geld in my rekening inbetaal, gebeur wonderwerke, prys die Here. Die Here doen dinge sommer terwyl ek slaap. Die Bybel sê, hy doen dit sommer terwyl sy geliefdes slaap. Mooi preek vir 'n ander dag. Verwag jou deurbraak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord wat so kragtig is. U woord werk. U woord is die waarheid. My gebed vir al ons mense is, Here, dat daar groot deurbrake sal kom. In ons families, in ons kinders, in ons huwelike, in ons finansies. Here, ek bid vir die hele Word and Spirit familie vir groot deurbrake, maar ek bid dat daar nou 'n verwagting kom, dat elkeen nou swanger sal wees met hierdie woord, met die saad van u woord. Ons verwag groot dinge uit die hand uit, Here. En ons sê vir u dankie, want u is die deurbreker. U kan doen ver bo alles wat ons kan bid of dink. U kan doen ver meer as wat ons ooit kan droom. En my gebed is dat daar soveel getuienisse sal inkom, dat mense verstom sal staan oor al die deurbrake. Here, ek vertrou u daarvoor, in Jesus naam. Ek wil net graag 'n geleentheid gee vir mense, wat sê ek het nog nooit my hart vir Jesus gegee nie. Hier binne, of dalk iemand wat kyk, jy kan net jou hand lig as jy sê, bid asseblief vir my, ek wil graag my hart vir Jesus gee. Volgende week doop ons weer, ons doop elke nou en dan. As jy nog nie gedoop is nie, dan moet ons jou naam hê, ons wil jou doop. Kan ek vra dat almal net saam met my bid, en dan help ons hulle, wat nou hulle harte vir Jesus gee. Bid hardop agter my en sê, Here Jesus, ek gee my hart vir u. Ek gee my lewe vir u. Vergewe al my sonde. Was my in die kosbare bloed. Skryf my naam in die boek van die lewe. Here, ek neem u aan as my persoonlike redder en verlosser. En Jesus, ek kies om nou vir u te leef. Ek kies om almal te vergewe wat my seer gemaak het. Dankie dat u my nou aanneem en 'n kind van God maak. In Jesus naam. Amen. Kan ons die Here lofoffer gee? Kom aan, kan ons hom al die eer gee? Prys die Here.